Het jy jouself al bevind wat jy by 'n doodloopstraat kom en jy is nie seker hoe nou nie, gaan ek links, regs, gaan ek oor, draai ek om, watter kant toe moet ek gaan? Ek weet nie, as ek terug gaan, dan gaan ek in die moeilikheid wees. As ek vorentoe gaan, weet ek nie waartoe ek gaan nie. Miskien maak ek dit in die lewe nie. En baie keer bevind ons onsself in 'n plek waar ons twyfel. En wat doen ons nou hier vanaf vorentoe? Ons het nou hierdie plek bereik, ons het nou tot hier toe gekom, maar wat nou? En dieselfde scenario speel in Eksodus 14 af, waar Moses met die Israeliete uit Egipte uitkom en hulle is deur 'n helse stryd en nou staan hulle voor die Rooi See. Nou kyk hulle, die Rooi See is voor hulle, toe hulle agter hulle kyk, sien hulle 'n stofwolk daar ver in die verte aankom en die stofwolk raak net groter en die perdepote klap net harder en hulle besef maar die Egiptenare is op hulle rug en hulle is reg om hulle uit te haal. En ek wil dit vir jou lees, Eksodus 14, hier van vers 11 af, sê die Bybel dat hulle het ook by Moses gaan kla. Was daar nie genoeg plek in Egipte om ons daar te begrawe nie, dat jy ons hiernatoe moes bring, om hier in die woestyn te sterf? Nou kla 3.5 miljoen mense by Moses, hoorie, kon ons nie maar net in Egipte dood gegaan het, nou bring jy ons om in die woestyn dood te gaan. Wat het jy met ons aangevang om ons uit Egipte te laat trek? Het ons nie vir jou gesê om ons met rus te laat, toe ons nog in Egipte slawe was nie? Dit was beter om slawe vir die Egiptenaars te wees, as om lyke in die woestyn te wees. Hier klaar die ouens, hulle murmureer, Moses, hoe kan jy ons nie net gelos het dan, is beter om nou slaaf van die woestyn, in Egipte te wees, as wat ons nou net 'n lijk wees hierso in die woestyn, jy het ons gebring om hier dood te maak. Moses het die volk geantwoord, moenie bang wees nie, staan net daar waar julle is, en kyk hoe die Here julle vandag red. Hierdie Egiptenaars, wat julle vandag hier voor julle sien, sal nooit ooit weer gesien word nie. Vers 14, wag en kyk, die Here sal in julle plek veg. Nou na Eksodus 14 vers 14 is 'n ou versie wat baie mense aanhaal, wag en kyk, God sal in jou plek veg, en dit klink amazing, en soms is dit waar en is reël. Ek dink meerderheid van die kere is die Here besig om in jou plek te veg. Die Bybel sê in Engels, my vengeance is the Lord's. Hy veg vir jou, wanneer jy dit nie sien nie, maar hier's iets wat vir my uitgestaan het. Ons wil nie net voor vers 14 lees nie, maar ons wil ook na vers 14 lees. En die vers net na vers 14, vers 15, sê die Here het toe vir Moses gesê, vir wat staan jy so benoud en roep na my? Kan jy dink, hier staan jy voor die Rooi See, die Egiptenare is op jou rug, die mense kla, hoor hierso, is beter toe ons daar gebly het, nou wil jy ons laat vrek gaan hier in die woestyn, en Moses probeer die ons bemoedig, hoor hierso ouens, moenie worry nie, God gaan julle red vandag, en dan kom God af en sê vir Moses, hoekom staan jy en roep vir my? Wat staan jy so benoud en roep na my? Sê vir die mense, hulle moet begin beweeg, waantoe? Vorentoe. Daar's nie 'n agtertoe nie. Met God is dit boontoe en vorentoe met 'n sterk wind van agteraf, nooit agtertoe nie. Dan sê die Bybel vers 16, vat jou herderstok in jou hand en hou dit uit oor die water, daar sal 'n pad deur die water kom, waarlangs die Israeliete op droë grond kan trek. Hier is die ding. Jy staan vandag dalk voor die Rooi See in jou lewe, 'n doodloopstraat, jy is nie seker watter kant om te gaan nie. En jy probeer jouself bemoedig om te sê, hoorie, maar die Here gaan vir my veg, nee, God gaan 'n weg maak, hoorie so, nee, X, Y en Z is die rede hiervoor, en luister 'n dagstukkie, en like 'n Facebook post daar, miskien bel jy 10 pelle, wat saam jy moet bid, en al daai goeters is great, maar hier's iets wat God kom, en hy sê, hoorie so, hoekom staan jy so benoud, en roep vir my, gaan vorentoe. Dit wat ek in jou hand gesit het, gaan die pad voor jou opmaak. Hy sê, vat die herderstok in jou hand. Wat het God in jou hand gesit vandag? Wat is in jou hand vandag wat die pad voor jou kan opmaak? Wat het hy daar gesit in jou hande, waarmee jy toe vertrou het, waarmee jy vorentoe kan beweeg? Die oomblik toe hulle die herderstok vat, oor die see uitstoot, en vorentoe beweeg, toe vlek die see oop, en die Israeliete, sê die Bybel, is op droë grond deur. Nou, iemand het die som gaan maak en sê, om tussen 2.5 en 3.5 miljoen Israeliete deur die Rooi See te kan trek, moes die see omtrent 5 kilometer wyd oopgegaan het. En ouens moes 5000 manne op 'n slag in rye gestaan het om daar deur te kan. Weet jy hoe massive is dit? En net so ook vandag in jou eie lewe, staan jy dalk op 'n doodloopstraat, nie seker waar om te gaan nie. Ek wil jou vandag bemoedig, gaan vorentoe. God is met jou. Sy hand is op jou en sy gees is in jou. Hy wil hê jy moet dit wat in jou hand is, vat en vorentoe beweeg. Hy sal die Rooi See oopvlek en jy gaan op droë grond deurgaan. En die amazing ding van die storie is, toe hulle aan die ander kant uitkom, toe maak die see toe en hulle verlede was weg agter hulle. Is presies die simbool van die doop. Wanneer jy gedoop raak, was jou ou lewe weg, jy gaan in 'n nuwe lewe in. En vandag is jou kans om dalk vorentoe te beweeg. Jy staan op 'n doodloopstraat, maar God sê, gaan
vorentoe. Moenie so benoud staan en my roep nie. Vader, ek dank U in die naam van Jesus. Hoeveel keer ek al benoud voor U kom staan het en sê, Here, help my, wat doen ek, hoe maak ek? Jesus, dat U vir ons geloof sal gee, ons geloof sal versterk op 'n manier wat ons weet en glo en vertrou, dat ons U kan vertrou, dat ons kan vorentoe gaan, dat U iets in ons hande gesit het, wat die see voor ons kan oopvlek, dat ons op droë grond kan deurgaan. En Here, dat die verlede agter ons verdrink, skoon was en vir ons 'n nuwe blaadjie gee. In Jesus se naam bid ek vir elke persoon wat hier luister, kyk, Here, dat U 'n werk in hulle lewe sal doen, dat U die ongeloof wat in hulle harte is, sal skuif, sodat geloof kan inkom, geloof wat berge skuif, geloof wat die hart tevrede stel, geloof wat net groot dinge kan laat gebeur. Die Bybel sê, as ons net geloof soos 'n mosterdsaadjie het, kan groot goeders gebeur. Ek dank U, Jesus, dat groot dinge in hulle lewe gebeur, die Rooi See voor hulle oopplek, en hulle op droë grond kan deurgaan, in die naam van Jesus.